Soos in die geval van Jona, het God die vuur beveel om sy diensknegte nie aan te raak nie. So wat wil die Here vandag vir ons deur sy woord leer? Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou op hierdie maandagmôre en dit is die begeerte van my hart dat jy aan die einde van hierdie jaar sal kom en sê, ek ken die woord beter, ek verstaan God beter. Vanmôre wil ek met jou gesels oor God bestuur die vuur. Daniël 3 vers 27. As ek hierdie vers lees, gaan jy presies weet waaroor dit gaan, as jy so 'n bietjie die Bybelgeskiedenis ken. Daarop het die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne van die koning vergader, en aan daardie 3 manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad, en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie, en dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Jy weet waaroor gaan hierdie verhaal? Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle het 'n besluit gemaak in hulle lewe om toegewyd aan God te wees. En hulle het gesê, ons sal die gode van Babylon nie dien nie, en ons sal voor die beeld van 'n koning nie buig nie. Ons dien een God en ons buig voor een God alleen. Jy weet hoe vreesaanjaend en vernietigend vuur mag wees. God bestuur die effek van die vuur. Gebeure soos Jona en hierdie 3 manne wys dit ons dat God is van hemel en aarde en al die elemente van hemel en aarde, en dat God soewerein heers oor sy skepping, en dat God alles bewerk sodat sy koninkryk gevestig en hy alleen sal heers oor hemel en aarde. Ek lees in Daniël 2 vers 44 en 45, gaan lees dit gerus, dat God 'n koninkryk sal vestig wat nooit vernietig sal word en wat alle ander koninkryke sal vernietig, en sy koninkryk sal aan geen mens oorgelaat word nie. God sal alleen heers daaroor. Jy weet, gebeure soos Jona en Daniël en sy vriende is vir my baie klein tekens van God se alles oorheersende koninkryk en heerskappy wat aan die kom is. En as ons kyk na die geweldige verdeeldheid onder die wêreld se leiers huidiglik en ons eie land se leierskap, soos ons lees daar in Daniël 2 vers 42, die voete van yster en van klei, dit spreek van verdeeldheid. As ons dit onder die wêreldleiers en ons land se leierskap sien, dan weet ons en dan sien ons die vestiging van God se alles oortreffende koninkryk, waarvan Jesus die koning is op hande. Kind van die Here, wanneer God werk met sy kinders, soos wat hy met Daniël, Jona, Sadrag, Mesach en Abednego, sy disippels, apostels met ons werk, op watter manier ook al dit is dit nie vir aardse redes of sodat ons as mens ons eie doelwitte kan bereik of ons eie drome kan vestig nie, maar dit is tot uitbreiding van God se koninkryk op aarde en sy heerskappy in mense se lewens. En verseker, kan ons God ken in ons aardse bestaan, en verseker sien God om na ons, en verseker gee God aan ons drome en doelwitte en huweliksmaats en kinders. Ons kry werke, ons kry salarisse, en verseker gee God vir ons guns sodat ons aardse middele kan besit, maar alles skenk God ons genadiglik sodat ons hom daarmee kan dien. En of ons dit alles bekom, en of ons dit alles kan besit en kan bereik, of al dan nie, dan is dit steeds alles tot eer van die Here. Met hierdie 3 vriende van Daniël is daar vir ons as God se kinders baie rus en vrede in die Here. Dat wanneer ons vir God lewe, sal God die vuur bestuur om sy funksie in ons lewe te vervul. Om net dit te doen wat God bepaal het, soos met Jona. Die funksie wat God wil hê die vuur moet speel, en dit is alles tot uitbreiding van sy koninkryk hier op aarde. Jy weet, die vuur het gelek aan hierdie 3 godsmanne. En sal dit nie tog ook lek aan ons geloof, sodat ek en jy ook vrymoediglik kan sê, soos wat Sadrag, Mesach en Abednego vir die koning gesê het, in vers 17 van Daniël 3, as ons God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, of God ons verlos of nie,
Laat dit u dan bekend wees vandag, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Want ek ken my God en ek weet wie ek dien, en ek sal vir hom lewe, en ek sal vir God sterwe. En dat die ongelowige kan sê, soos wat Nebukadneser in vers 28 gesê het, geloof sy die God van Sadrag, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het, hulle self oorgegee het aan hulle God, en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Wat 'n getuienis! Wat 'n getuienis! Het hierdie 3 manne gehad. Kind van die Here, laat dit my en jou gesindheid en ander se getuienis van ons op aarde wees. As dit so is, wil ek vir jou sê, dink aan die hemelse kroon wat ons sal ontvang wanneer ons die woorde hoor. Mooi, so goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, maar oor veel sal ek jou aanstel. Kind van die Here, my begeerte is dat ek in die hemel 'n beter pos sal hê op aarde, as wat ek op aarde ooit sal kan hê. En daar's net een manier, toegewyd aan die Here. Dit is my woord vir jou vir hierdie dag en vir hierdie week. Mag die Here jou seën in hierdie dag wat voorlê. Blessings.